allerlei tale praat. Maar dis al die tale van die mense van daai tyd, né? Daar's 'n hele reis. Ek kan dit net nou lees, maar ek twyfel of ek gaan, want dit is moeilik vir my om alles uit te spreek, né? Maar wat ek is seker ek is hier alles. Maar ek wil vanmôre iets gee van hierdie kleure van al hierdie tale en van al hierdie kulture, né? So ons gaan nou lekker saam sing met verskillende idiome wat ek later sal praat. So ons begin met rock. Ken julle rock? Kan julle dans? Lekker, hè? So ons begin lekker met 'n rockritme. Maar die interessante is, die wysie wat ons nou gaan doen, is in 16. Watter jaar? Ek het dit hier geskryf. 1623 geskryf. Nou julle dink is 'n bietjie oud, hè? Maar dis 'n wysie wat in 1623, nog voor Jan van Riebeeck in die Kaap gekom het, geskryf. So kom ons begin met dalk moet ek vir julle sê om te staan. Mens moet, dan kan julle na die tyd gaan sit. Kom ons staan. Waar is my bas? Waar is my bas? Daar is hy. Okay. Kom ons sing lekker. Lekker. Laat jou stem verrys. Kom, laat ons die verlosser prys. Halleluja, halleluja. Die Heer laat duisternis verdwyn. Hy is die lig wat helder skyn. Loof die Here, gee hom eer. Halleluja, halleluja, halleluja. Die idee. Ons volgens ons noem dit 'n koraalmotief. So ons sing nou Hemelse Vader, ons bring U eer. Jy het gehoor dis ook 'n wydingslied, né? Hemelse Vader, ons bring U eer. U wat die skepping met wysheid regeer. Groot is U almag, liefde en trou. Ons Heer, U goedheid op U kan ons bou. Ons Heer, U goedheid op U kan ons bou. Volgende lied is ook, jy sien is heel ander akkoorde en alles. Nou gaan ons 'n moderne lied sing. Hy is nie vreeslik modern nie, maar hy is hier in 1962. Dit is jy hoor dis nou moderne ritmes en harmonie en alles. Dit is Hemelse Vader, Hemelvader, ek aanbid U. Nou dit is interessant as ons nou so daaroor dink. Dis 'n heel moderne wysie. Dis eintlik die ritme is volksmusiek. Folk music, né? Jy kan die Amerikaanse folk hoor hierso, né? Is dieselfde harmonie as op die Handkamnieberg. En al die goeters, dis presies dieselfde. Eintlik die Verne ou Kalariel gebruik jy baie na aan dieselfde harmonie. Maar dis sal ons weet bietjie meer ritmies en nice met hierdie harmonie, né? So kom ons sing, maar dis dieselfde gewyde lied wat baie meer intiem persoonlik is. Hemelvader, ek aanbid U. Dan wil ek net sê, as ek nou die klavier viool speel, stel speel maar. Ek sal nou dit doen.
Dis nie om te sê ek kan al hierdie goed speel nie. Dis meer om te sê ek soek kleur. Soos van julle wil musiekinstrumente speel. Spel, kom vertel ons. Ek wil al hierdie mense hê wat saam speel. Al kan jy net so sleg speel soos ek. Jy is meer as welkom. So ons gaan nou hierdie ding speel. Luister net na die kleure, moderne kleur. Hemelvader, ek aanbid U, Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Trooster, ek vereer U, vir ewig sal ek U naam verhoor. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor U as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die Koning van die eeuwe, amen. Mooi, né? Dis mooi, pragtig. Maar nou, as ek nou praat van moderne goeders, dan kan ons nou ook praat van, ons hou van hierdie mooi goedjies, maar ons hou van populêre goed. Nou wou ek eintlik, toe ek nou die ding beplan het, wou ek eintlik hier 'n verwerking en woorde gee vir Hard Day's Night. Wie van julle ken Hard Day's Night? Ou mense, waar is die ou mense? It's been a hard day's night. Maar ek het besluit, ek gaan julle nou nie daai skok opdoen nie, né? So, ons wat nou doen is, ek wil nou die 'n musical gebruik. Julle ken almal Joseph Anthony's Amazing Technical Dreamcoat, né? So ons gebruik nou, as julle sit dink dat dis baie mense voel dis ongemaklik om hierdie tipe goed, soos die Dream Doel of Ballad of the Green Berets en die goed is in die kerk te sing. Maar weet julle, dis in die Bybel so gewees. Daar's 'n klomp psalms wat sê dis op die wysie van die mooi meisies. Letterlik so. Daar's 'n ander psalm wat sê dis op die wysie van die tortelduifie in die bome. Soos vir Kaffer in die Okalari. Dis die ou tyd, die reeds in die Bybelse tyd het die mense presies dit gedoen. Die wysies gevat, omdat dit vir die mense baie lekker was om te sing en om te hou, en lekker saam sing, en dan maak hulle dit alles saam deel van die lof aan die Here. Toe kom ons sing nou en die Dream Will Drew of Loof uit die hemel. Loof uit die Here, kom loof die Here, loof in die hoogtes, sing tot sy eer. Loof heilige engele, rondom sy troon, die God wat in die hoogte woon. Laat almal saam die Here prys, sy naam alleen met hoog geprys. Sing dan almal, hoor die lofsang van die groot heelal. Loof almal saam, o hemelskare, wat hom omring, rondom sy troon. Loof blinkend sterre, kom loof die Koning, hy is van alles, die lig en bron. Laat almal saam die Here prys, sy naam alleen
Julle klop. Kom ons sluit af hierdie voorafsang, want ons almal weet, as julle gaan kyk na die konserte wat die mense hou, dat die mense eintlik hou van ritme, nee, so. Ons gaan 'n bietjie deel van hierdie ritme. Nou, ons doen dit met 'n lied wat eintlik hierdie idee van Pinkster van ons, dis 'n Joodse lied, is Joodse ritmes, maar dis eintlik Russiese Joods. So jy hoor hierdie bom. Nee. Nou ons gaan dit so doen, maar julle sal moet staan om te doen, né? Want almal met die mans, net is die wys eerste twee se jy luister maar hierdie mans, né? Ons lekker doen. Eintlik as ons vinnig speel met jou. Is amper 'n ties. Wie van julle onthou nou op se ties? Yes, ons het gedaans met die op se ties, hè. Dis amper op se ties, maar julle hoef dit nie heeltemal so te doen nie, né? Net so terloops, julle weet dit nou nie, maar ek is eintlik in die sirkus groot geword, so. Maar jy's dit wil net gou die vibe video. In 'n liedboek, so almal ken dit eintlik, né? So kom ons staan en dan sing ons dit lekker. Dan bly ons staan vir die woordem, die seëngroet en dan sommer vir die lofsang ook. Dankie. Dankie, Esther. Sarah. Alle volke klap jou hande, juig tot eer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Die volke kniel, die nasies juig oor al sy skepingsdade. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy woning en hy roep ons almal saam. Die skare juig en horings blaas, ons almal roem sy naam. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want die hemel is koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Aan u wat op die troon sit en aan die lam, hoor die lof en die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, vrede en barmhartigheid vir julle elkeen. Van God ons Vader, van die Here Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Kom ons sing nou rustig rond 'n belydenislied. Ons bely. Ons bely die Vader, Seun en Heilige Gees sal ewig wees. Ons bely die Vader as die Skepper Heer wat steeds regeer. Ons bely vir Jesus as die Seun van God wat in ons sterf en plek berei. Hy regeer
oor alles heers. Ons bely dat Jesus God in mensevlees by ons kom woon. Mense gryp hom, kruisig hom en hy moet sterf in hel verkeer. Maar hy staan op by die dood en hy vaar op as Here Heer en hy kom weer. Ons bely, hy kom weer. Ons bely die Gees van God wat lewend maak en ons beleer. Ons bely 'n kerk wat heilig, rein en skoon aan God behoort. Ons bely dat hy ons rein van sonde maak en ons sal leef en ons kom hou en ons bely God regeer en ons bely God regeer en ons bely God regeer. Dankie Here dat ons iets mag ervaar, geniet as ons in aanbidding voor U verkeer. Dat ons kan lag en hande klap en dans voor U aangesig. Here, U weet, ons is maar net ou simpel ou mensies. En ons almal is maar 'n bietjie vals hier en 'n krakerig daar en ons is nou nie 1% perfek nie. En dis ook daarom nou nie Here 'n show nie. Eintlik doen ons net om saam te wees en saam voor U aangesig te wees en saam as gemeente te wees. Met al ons ou gawetjies en talente wat ook maar net mense is. Ons bid dat Here dat U vir U dit self baie mooi sal maak. Want dis wat die Heilige Gees waarvoor U dit tog beloof het. Dat U ons ou gebeetjies en ons liedere en ons lewe, in ons houtwerk, in ons skoolwerk, in ons wetenskap en alles, dat U dit vir U self mooi sal maak. Dat dit vir U soos 'n aangename wierook sal wees. Oral, want U is tog oral. Daarom bid ons ook Here dat U in hierdie geleentheidjie vir ons selkeen sal seën, dat ons iets sal ervaar van ons teenwoordigheid, want dis Bybel het gesê waar die U woon, waar die lofsange van Israel weer klink. En daarom juis Here van U teenwoordigheid in ons harte, in ons gemeente, in die kerk, maar ook die wêreld daar buite. Dankie Here in Jesus se naam. Amen. Liefdes, ek gaan nou vir ons, dis nou 'n lang storie, maar ek gaan dit nie doen nie. Psalm Handelinge 2 vers 1 tot 21 lees. Ek gaan net sê, almal was bymekaar op een plek. Ek som dit net op wat julle daar sien, maar julle is baie slim mense. Want toe kom daar 'n groot stormwind. En toe kom daar vuur, iets wat hulle lyk soos vuur, wat op die mense kom. En toe begin almal, hulle is almal met die Heilige Gees vervul en begin hulle met tale praat, soos die Here die Heilige Gees wil gegee het. En toe die mense dit hoor, toe sê hulle, maar wat gebeur hier? Hulle verstaan dit nie. Hulle sê, die mense wat daar praat is Galileërs, dis Hebreërs, né? Jode. Maar ons hoor almal in ons eie moedertaal. Dan noem hulle klomp goed, Perse, Mediërs, jy moet maar lees daar. En dan sê hulle, almal was verbaas en uit die veld geslaan. Party het gesê, wat kan dit tog beteken? Maar 'n ander het klomp het gesê, hulle is dronk. Partykeer sou hulle dalk vir ons ook gesê het, as ons dronk hier, toe ons nou gedans het hier, Maar toe staan ou Petrus ook, saam met die ander. En hy sê, mense, ek moet vir julle verduidelik, hierdie mense is nie dronk nie. Wat hier gebeur, is die Here beloof het,
Hy het gesê, ek sal my gees uitstort op alle mense. En julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en op my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitgestort. En hulle sal as profete optree. En ek sal tekens bo in die lug en wonders op die aarde, bloed en vuur en rookwolke. En die son sal onder word, dan sê hy, dan sal dit so wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ons is by Pinkster. 'n wonderlike gedeelte in die kerk vir jare, en ek is jammer julle ken dit nou nie baie mooi nie. En dit is 'n wonderlike geleentheid. Die Here het hier eintlik die grense deurbreek. As jy mooi dink, baie mense maak van hierdie tale vreeslike, kon ek sê, bo-natuurlike goeters. Maar dit is glad nie bedoel nie. Hy sê, hulle het almal in die mense se tale, en al die verskillende mense se tale gaan praat. Dat die Jode soos Jode geword het. En die Jode het soos Grieke geword. En die Jode het, of die Christene het soos heidene geword, sê Paulus later, nee. Al die tale en al die grense oordreek. En hy gaan ook elke geslag se grense deurbreek. Want ek en jy weet, man, in ons eie kerk, in ons eie land, is daar 'n groot krisisse oor hierdie goeters. Oor wat moet ons sing in die kerk en wat moet ons nie sing nie. Watter taal is nice of wat is nie. Want ons hoor die kinders sê, praat hier al so Engels en Afrikaans en Zulu en Xhosa en Latyn en wat al ander tale ook al die mekaar, né? En dan sê ons, "Jo, maar ek pas eintlik nie hier nie." Julle ken daai ou storie van Fiddler on the Roof, né? Tradition, né? Ek wil weet wat die Here van ons vra, né? Tradition. Jy weet, ou Sokrates alreeds 400 jaar voor Christus het gesê, die jong mense volg hulle eie kop. En ons is net nie heeltemal gelukkig met wat die jong mense doen nie. En so is ons tot vandag toe nog met taal, musiek, kultuur, die geestelike knapraat, en uiteindelik voel 'n mens baie onseker. Wat is die regte manier? En ek hou nie van wat die kinders doen nie, ek hou nie van wat ander mense doen nie, en later voel ek sommer ontuis in my eie kerk, ek voel ontuis. Ons sê ook vir ons, die kinders wat hier te veel praat, ons wil nie daar gaan sit nie, want dit praat te veel, al die mense, alles die mekaar, dit voel nie vir ons lekker. Daarom is dit die eerste ding wat die mense doen, en ons almal wil doen, as dit gebeur. Ons wil laar trek. Ons wil 'n ark bou. Volgende skyfie. Ons wil 'n ark bou. Jy sien hom daar so, dis 'n moderne ark. Daaronder, nee, kan julle sien. Ons wil 'n ark bou. Ons wil net so 'n bietjie konsolideer. Dis 'n mooi woord, hè. Konsolideer. Laat almal weer 'n bietjie self dink. Laat hulle almal mooi ingeliberaliseer. En dit is baie belangrik ook, daar tye kom wat mense 'n bietjie moet konsolideer, né? Baie belangrik. Veral as jy nou dink, as dit 'n oorlog is, dan moet jy konsolideer. So terloops. Ek dink dis hoekom baie mense dink Suid-Afrika se enigste oplossing is 'n oorlog. Want dan kan ons almal weer gedwing word om saam te staan. En dieselfde ding te doen, en 'n gelid te marseer. Maar jy weet, so 'n ark kan baie goed werk, as daar, soos in die ark in die Bybelse tyd, 'n reën uitstap en uitsak, en dit word baie, jong, jy styg op per stop, jy styg tot jy kan oorleef. Maar wat op die oomblik in ons wêreld gebeur, in ons land gebeur, en selfs in jou eie huis, is nie 'n stortvloed van reën nie. Man, dis 'n tsunami. Dis 'n tsunami wat als plat slaan en wegslaan, dat jy nie meer weet, wat is jou kultuur, wat is jou taal, wat wil jy hê en wat wil jy, hoe kry ons mekaar mooi agter mekaar, want ons weet sien,
Ja, oor 'n week, 'n paar dae jaar is julle daar in Pretoria of in Stellenbosch, dan gaan julle glad nie meer lyk soos wat julle nou lyk nie. Is ek reg? En doen soos julle nou doen. En wat gaan julle pa en ma met julle doen? Weet op 'n stadium met my dogter, jy's daar. Ek is hy vreeslik vasgesit. Toe eendag toe kry ek glad nie. Ek weet nie hoe om haar te hanteer nie. Glad nie. En ek sit daar met haar en later het ek geskree, sy geskree, alles. En ons sit daar op die gang op die vloer sit. Toe sê ek my kind, wie wat hier gebeur is jy moet nou vergeet en ek moet nou vergeet dat ek jou pa is en jy my dogter is. Ek wil graag vir jou 'n pel. Ai mense, ek wil graag vir my kind, vir julle almal 'n pel hê. Vir wat ook al waar julle is of julle is. Die feite is, as ek probeer 'n ark bou, dan weet ons, eers as die pad gaan die ark, dink jy die ark gaan hou as daai golf breek? Nie 'n manier nie. Nie 'n manier nie. Wat is nodig as jy daai golf wil oorleef? Wat jy kan, vinnig. Ja, wel, jy gaan rolpel. Van die volgende skyfie. Daar's net een manier. Jy gaan hom ry. Jy moet hom ry. Jy weet, dit is die hele ding van hierdie ding, man. Ons het bodyboards nodig. Jy weet, vir ouens soos ek wat nie meer kan randerplank ry nie. Ek het nou baie goeie verskonings. Jy weet, ek het beroerte gehad en so. Maar die feite is, vir julle wat nou randerplank ry, ek weet ek is nie meer soepel genoeg nie. Ek is ook nie eens in my denke meer soepel genoeg om vir alles nie te kan deel wees nie, né? Alhoewel ek kan dan trompet speel. Maar die feite is, jy moet weet wat jy doen as jy dit doen, né? Veral as jy 'n tsunami vat, hè. Sien, pelle. Jy weet, laat my dink, maar nou met die kleintjies hulle ore toe druk. Nee, ek was daar by 'n gemeente daar in Oranjewil. En die dominee vertel vir my daar. Maar ek dink dit regtig gebeur nie. Hy sê dit vir ons, né? Hy sê man, eendag moet hy besluit hy gaan praat oor die skieery op die dam. Hy sê dis verskriklik, man. Elke Sondag as dit die erediens is, dan is die mense daar op die dam besig. Ja, hulle skie heen en weer en hy kan nie eens praat nie, man. En hy moet dit doen. Hy gaan praat en preek oor die skieery. En toe hy nou pad is kerk toe sê sy vrou vir hom, hoorie man, jy kan regtig nie oor preek nie. Oor hierdie skieery nie. En die goeters nie. Hy sê die mense gaan almal net loop. Want dis hulle inkomste, dis hulle kinders is hier, die familie is hier. Jy kan nie met oor praat nie. Hy sê ek moet. En toe op die kansel stap toe sê hy vir homself, dalk gaan dit nie werk nie. Maar sy vrou het toe in die kar agtergebly want sy wou nie daarby wees as hy nou hier oor praat nie, né? Want sy dink hulle gaan sommer daar vir hom met lemoene gooi of eiers, jy weet. Soos rugby, jy weet. Maar in elk geval, en hy staan op die kansel en hy sê nee, my kan nie oor praat nie. Toe dink hy maar al wat hy oor kan praat is verliefde vir die man en die vrou. Ja, lekker cozy preek, jy weet. Oor die man se en vrou en sy intimiteit en alles daarvoor. Jong, dis 'n fantastiese preek. En hy stap uit. Die mense kom uit en die leier ouderling kom daar dan die mevrou Dominee toe in die kar. Hy sê, mevrou Dominee, wat dink jy oor hierdie? Sy sê, hoor jong, jammer, ek was nie in die kerkie. Ek het nie kans gesien hiervoor nie. Hy sê, man, dit is 'n fantastiese preek gewees. Sy sê vir hom, oom, jy moet nie hoor wat hy sê nie. Jy moet nie luister wat hy sê nie. Hy weet glad nie waaroor hy praat nie. Oom, hy het nog net 3 keer probeer. En die eerste keer het hy afgeval. Nee, die tweede keer het die tou gebreek. Die derde keer het hy naar geword. Jy weet, jy moet weet wat jy doen as jy met 'n branderplank ry, jy weet. Nee. Maar broers en susters, is dit nie die beeld van Pinkster?
Jy weet, ons almal wil, net soos die eerste kerk, wil hulle arke bou. En wat het die Here toe gedoen? Hy het hulle tale gegee en in Handelinge 8. Toe sit hulle almal daar by mekaar met hulle taal en hulle praat net met mekaar en nie met die ander mense nie. Toe stuur die Here 'n groot vervolging. En dan staan daar in Handelinge 8. Hulle is uitgegaan na die uithoeke van die aarde toe. En so ver hulle gegaan het hulle die lof van die Here verkondig. 'n Ark werk nie. Maar dan weet ek en jy, man, is so sleg. Hierdie branderplanke. Want hoe kan jy in gelid branderplanke ry? Het julle dit ook net al gesien? In gelid. Dat die mense moet presies van die, dis onmoontlik. Want die wander vat jou soos hy wil. Daar's net een ding wat 'n mens bymekaar hou. Is die golf. Kyk, die volgende skyf. Nee, daai golf. Ek en jy vat saam met daai golf. En ons vol uit en ons gooi alles oorboord en ons gaan. En dis wat ek julle wil sê, wat die Heilige Gees vanoggend vir ons sê. Go for it. Geniet hierdie verskeidenheid, geniet al hierdie mense, dit wat die Here op jou hart lê. Ken jou die Here, soek hom in alles. En gaan vaar, gaan gryp na alles, nog al God se beloftes. Gaan en gryp jou branderplank. Want ons weet, ja, ons het almal verskille. En ons het nodig vir 'n bietjie saam wees. Maar daaroor volgende Sondag. Hoe kan mense in 'n wanderplank saam wees? Dis waar hy vra. Maar dis volgende Sondag. Nou net, ek wil hê hierdie verskeidenheid, geniet dit. Dis die hemelse seën op die Pinksterdag. Hemelvader, baie dankie dat ons weet. Ons elkeen van ons, ou, jong, almal van ons, is almal deel van hierdie branderplank skare. Ek was dit om jonger, nou probeer ek ark bou. Ek vergewe my Here, ek het nie altyd ruimte het vir mense wat hulle hande opsteek en hande klap en dans en allerlei goed doen. Voel vir my 'n bietjie moeilik, maar ek weet ook, ek is nie meer so in my denke so subtiel genoeg. Maar dankie Here dat ons weet, elke nuwe geslag vat hierdie selfe ou stokkie. Ons jaag dit met alles wat ons het. Daarom seën U asseblief ons jong mense so. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af hierdie gedeelte. Want nou gaan Otto oorneem net met die lied Die Nuwe Generasie. Julle ons moet dit eintlik maar staande sing, né? Daar's 'n nuwe generasie. Kom ons sing. Ja, sê. Lekker, ook 'n ritme, dis ook 'n ritme. Daar is 'n nuwe generasie wat opstaan in ons land. Hulle kreet is Jesus, hulle hart is aan die brand. Hulle voete is bereid om te loop waar Jesus loop. Hulle harte is bereid om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, hier kom ons, 'n nuwe generasie. Daar is 'n nuwe generasie wat opstaan in ons land. Hulle kreet is Jesus, hulle hart is aan die brand. Hulle voete is bereid om te loop waar Jesus loop. Hulle harte is bereid om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons.
sit. Goeiemôre geliefdes. En dankie Henning. Ek is bly jy het dit gedoen na 'n hartaanval het ek nie krag daarvoor nie. baie dankie daarvoor. En baie welkom vir almal. Baie welkom vir 'n nuwe generasie. En ons gaan vanmôre nou iets sien van 'n nuwe generasie. En die eerste kosbare ding wat ons kan doen in die viering van so 'n nuwe generasie is om te doop. En ek wil vra dat goed, daar is ons nou. Ek wil vra dat die roes hier na vorentoe sal kom. Ja, daar sou is reg. Goed. Julle, ons het 'n lekker gesels gehad oor wat die doop is en waar die doop vandaan kom en hoekom daar 'n doop is en dit alles. En julle het gesê julle verstaan dit. En julle is nou op hierdie kosbare dag van die 1 Junie. Ek weet die 1 Junie is vir julle as 'n hele familie 'n baie kosbare dag. Dis 'n hartseer dag waarop julle altyd nog in die ark by mekaar gekom het op die 1 Junie. Maar vandag op die 1 Junie kry julle ook die geleentheid om iets anders te vier. Hier kom iets nuuts by vandag want hier's 'n pragtige ou klein dingetjie wie se naam is Isabella. En julle kom om haar aan die Here op te dra. Julle kom om as ouers te sê, maar ons gaan alles in ons vermoë doen om te sorg dat hierdie kind 'n nuwe generasie is, om te sorg dat hierdie kind, maak nie saak wat die lewe na haar kant toe gooi nie, dat sy daai branderplank kan ry. Is dit nog steeds hoekom julle vandag hier saam met ons is? Dan moet julle net vir almal in die gemeente die volgende vraag antwoord. Julle ons bely julle dat ons weet ons kinders word as sondaars gebore, maar daarom is hulle nie uitgesluit van die genade van God nie. En is hulle juis onder die genade van God en daarom doop ons hierdie klein kindjie, want dit is God se kindjie. Glo julle alles wat die woord van die Here vir ons sê in sy woord oor Christus Jesus en oor ons redding? En wat baie belangrik is beloof julle om hierdie klein ding, van wie julle die kosbare ouers is, die gelukkige ouers, die bevoorregte ouers is, vir Jesus groot te maak. Self in die eerste plek en in die tweede plek, wanneer julle tekort kom, haar te bring, sodat die kerk vir julle daarmee kan help. Wat is julle antwoord? Julle antwoord is ja. Ek wil dan vra dat julle vir Isabella sal inbring asseblief. Nou moet julle so staan dat die gemeente mooi kan sien, want as daar een ding is ons is nuuskierig oor kleintjies. En ons is lief vir kleintjies en sy lyk pragtig. En nou kyk jy daai ou gesiggie so, nê. Nou dink jy vir jouself nou maar, hoe kan die dominee nou sê hierdie kind is in sonde gebore en ontvang? Dis mos nie moontlik nie. Gee hulle so 'n bietjie kans. Julle gaan verander die beste van julle vermoë groot maak, ek weet julle gaan. En ek weet julle, die grootouers wat hier is, het baie goeie voornemers om, jy sien wat ek bedoel? Nee, laat haar huil, dis wat 'n kind doen. Die mooiste geluid in die lewe is 'n kind wat lag en 'n kind wat huil. Okay, so, dan net nie laat verstukkie. Maar, ons gaan, en julle gaan hierdie kind na die beste van julle vermoë groot maak. Maar voordat jy weet, gaan hulle dinge doen wat jou dwars in die krop steek. Dit is mens wees. Dis 'n sondige iets wat daar in elke mens is, dat jy geneig is tot sonde. Maak nie saak hoe goed jou ouers jou groot gemaak het nie. Henning en ek is bly om te hoor, waar is jy nou? Jy het met jou tiener meisiekind in die gang gaan sit. Ek het al baie gedoen. Maar, hierdie doop wat julle vandag doen, hiermee sê julle,
ons erken hierdie is 'n geskenk, is 'n genadegeskenk. Dis nie iets wat julle gedoen het nie, dis iets wat die grootouers gedoen het nie. Dis 'n genadegeskenk wat die Here vir julle gegee het en julle gaan sorg dat sy by die Here uitkom. Is dit wat ons nou gaan doen? Nou goed, kom ons doen dit. Staan vir ons nader hierso. Dis reg. Jy moet dan nou hoor. Isabella Roux, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. O Here God. Dankie Jesus Christus vir u bloed. Dankie Heilige Gees vir u genade om in mense te kom woon. Die genade wat so groot is dat 'n kind daarbey ingesluit is. Dit bring vir ons vrede in ons harte, ons as ouers en grootouers. En ons sê dankie. En ons kom dra hierdie besondere pragtige mensie aan u op en ons vra. Vul haar met u volheid. Dat sy 'n inspirasie kan wees vir haar ouers, haar familie en vriende en vir haar grootouers. Ons bid dit vir haar in die naam van Christus Jesus, ons Here. Amen. Staan net vas. Ek het nou gesê, ek het gevra dat sal julle haar ook bring. Julle weet dit is julle werk in die eerste plek. Dankie Henning. Om haar groot te maak vir die Here. En daarom gee ons as kerk vir julle 'n Bybel. Daar's nie 'n manier wat sy hom nou nog sal kan lees nie. Dis 'n bietjie van 'n groot mens Bybel hierdie. Maar dis juist wat ons wil sê, sy moet nie altyd by 'n kinderbybel bly nie. Sy moet uitkom by die ware vaste stof wat in hierdie woord opgesluit is en wat hierin opgesluit is julle en haar ewige lewe. Mag julle dit ken, mag julle aan ons dink, waar julle ook al mag wees wanneer sy groot genoeg is om dit te lees, en mag julle dit deel maak van haar lewe. Baie geluk met hierdie kosbare doop. Ek wil dan net vra dat die grootouers ook net gou sal staan. Ek weet nie waar ons sit almal, net daar. Dankie ook vir julle. En my gebed, Pieter, julle uit my hart uit, is dat hierdie 1 Junie vir julle nou soveel meer 'n kosbare dag sal wees. Mag dit vir julle 'n seën wees om elke dag, elke jaar op die 1 Junie ook hierdie pragtige geleentheid te vier. Baie dankie ook vir julle en baie geluk vir julle. Baie dankie julle. Ek gaan vir julle vra om 'n bietjie te gaan sit, want ek gaan nou lank wees met hierdie ouetjies, maar gaan julle dalk net weer vorentoe roep, is dit oukei? Goed, gaan sit dan maar eers, dankie. As ek nou aangaan sonder om die bo te staan, dan gaan niemand sien nie. Ek wil dan nou vra dat die ouens wat belydenis van geloof af lê vorentoe kom. Marlies van Balen. Sherry van Sail. Lindy Prinsloo. Elizabeth Barnard. Nee. Eers Tanya Hegter, skus, ek het verkeerde lysie voor my. Elizabeth Barnard. Carla Smith. En Kian Eis.
Julle ouens is 'n baie groot voorreg vir julle om hier voor te kom staan. Ek dink julle het nou so pas iets gesien. Julle het gesien hier word 'n baba gedoop. Dis mooi nie. Mooi kind. Die doop is so 'n mooi simboliese handeling van God af, waar hy sê, maak nie saak hoe oud jy is nie, my genade is vir jou. En weet jy wat vir my so kosbaar is van julle 7 wat vandag hier voor my staan, is dat julle is die produk van julle ouers wat hier gestaan het. Meeste van julle ouers ook hier in hierdie kerk op hierdie verhoog en dieselfde gesê het. En vandag kom sê julle eintlik ja op dit wat julle ouers toe beloof het. En dit maak dit baie baie kosbaar. En ek hoop dit is vir jou kosbaar. En ek hoop dat jy gehoor het, ja, jy's anders as die een langs jou. As jy na mekaar so kyk, nee, miskien is jy dankbaar jy's anders as die een langs jou. Miskien is jy nie so dankbaar en miskien soek jy iets van die een wat langs jou is. Maar dit is so kosbaar dat die Here so werk dat hy sy kerk saamstel uit hierdie klomp unieke verskeidenheid, maar hy maak vir homself een kerk. En julle staan vanmôre hier as een kerk. Maar kom ek sê nou vir julle, die lewe gaan vir julle gooi. Dis ek kom hier voor, is allerhande bodyboarde en daar's 'n surfboard. Daai surfboard, ek weet nie wie se is dit nie, maar is nie myne nie. Want hy is gedateer 1969. Toe kon ek nog net nie 'n surfboard sê nie. So ek wil nie eens weet wie se dit is nie, want daai ou kan definitief nie meer surf nie. Maar ek moet vir julle sê, van al die dinge in die lewe wat ek al probeer het, nee, en reg gekry het, is om branderplank te ry die moeilikste. Dis die ding waarom ek die meeste, ek weet nie hoekom nie. Dit is die moeilikste. Ek het al uit vliegtuie uitgespring, ek het al drom gespeel en ek speel al die instrumente en ek het al gestudeer en ek het dit min of meer reg gekry, ek is dan vandag hierso. En ek doen baie goeders, maar daai ding, die moeilikste ding in die lewe om reg te kry. En as jy vandag ja sê op die vraag wat ek jou nou gaan vra, dan vertrou jy die Here om jou dit te laat regkry, want daar's groot branders in hierdie lewe. Van julle het hulle al gery. Van julle is al lekker gerol deur daai branders. Vir van julle lê dit nog voor. Maar dan moet jy met vertroue weet, ek gaan nie alleen in hierdie dinge nie. Ek is die kerk van die Here. Is julle reg om dit te wees? Dan moet julle voor almal die volgende vraag antwoord. In die eerste plek, is Jesus Christus, die Seun van God, jou verlosser? Hoor mooi, jou verlosser. Jy glo nie dis die kerk se verlosser nie, jy glo nie dis jou ma en pa se verlosser nie. Is die Here Jesus Christus jou verlosser? En lewe jy in 'n verhouding met hom? Ons het nou die dag 'n gesprek met elkeen van julle gehad oor julle verhouding met die Here. In die tweede plek, beloof jy om jou lewe lank vir hom te lewe? Want jy sien jou lewe lank gaan die golwe kom. En dan moet jy vir hom lewe. As jy wil bo bly, dan moet jy in die eerste plek vir hom lewe. In die derde plek, beloof jy om jou lewe lank saam met jou medegelowiges jou geloof uit te lewe. Dis nou een ding wat 'n mens nie moet begrawe nie. Die ouens wat dit al ken, as jy 'n talent het, as jy kan branderplank ry, dan kan jy nie wag tot volgende Desember wat jy by die see kom voor jy dit weer doen nie. Jy moet daai ding elke dag doen. Kerk is wat jy elke dag is. Nie wat jy elke dag doen nie, is wat jy elke dag is. En dis wat ons vir jou vra. En in die vierde plek, sal jy so saam met jou medegelowiges lewe, dat hulle jou kan reghelp as jy dit verkeerd kry. Niemand van ons wat hier staan is volmaak nie. Ek weet, julle is, ek gaan nou nie julle ouderdom sê nie, maar ek weet op julle ouderdom, weet jy alles. En kan jy alles doen. Maar as jy net so omkyk en jy sien 'n ander klomp jong mense wat so 'n bietjie gryser is en 'n bietjie minder hare, dan kom jy agter, ek weet niks.
Maar dis hoekom ons hier is. Ons is hier. Nie om julle dop te hou en julle pak slaag te gee nie. Ons is hier om so saam met julle kerk te wees, sodat as daar 'n foutjie kom, as jy van daai branderplank afval in hierdie diep see en die golwe is rof, dat jy sal weet, ek gaan nie ondergaan nie. Hier sal altyd iemand wees wat my vang. En dis die vraag wat ek vir julle vra. En wat is julle antwoord daarop? Marlies, kom ons begin by jou. Shirai. Dandy. Tanya? Lesbie? Carla? Kian? Ja. Sien julle hoe stil is hierdie ouetjies? Jy hoor hulle nie ooit 'n woord sê nie. Hulle praat eintlik baie lekker. Goed, julle almal sê ja. Dan wil ek dan nou hê dat julle sal omdraai en vir die gemeente sal kyk asseblief. Gemeente, so mooi soos wat julle gekyk het na daai klein babietjie nou, wil ek hê julle moet kyk na hierdie mooi jong mense. Hierdie mooi jong mense wat so pas 'n belofte kon maak het dat hulle lewe gaan toewy aan Christus en sy kerk. Dit beteken nie net boontoe Christus en sy kerk nie, maar ook na jou toe. En hulle kom belydenis van hulle geloof af lê. Dis 'n kosbare ding. Maar daardie geloof deel hulle met elkeen van julle. Dis hulle dag, ja, maar dis ook julle dag. Maar dis julle wat hulle op daai branderplanke gaan hou. Dis julle wat gaan sorg dat as hulle val, dat hulle nie gaan ondergaan nie. En daarom gaan ons saam met die jong mense ons belydenis van geloof af lê. So kom ons staan sodat ons dit kan doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Die gemeente kan net sit asseblief. Ek wil nou graag vir elkeen van julle net 'n sertifikaat gee, waarop ek vir jou 'n teks gesit het, nadat ek julle persoonlike onderhoude met julle gehad het, wat ek gaan bid het, wat ek glo uit die hart van die Here uit vir jou kom. En wanneer ek dit vir jou gegee het, dan is daar so 'n klein geskenkie van die gemeente se kant af, om jou te herinner aan vandag. En ek kon vir jou sê wat die geskenkie is nie 'n voucher by Spur nie. Is 'n klein branderplankie. En mag dit die res van jou lewe vir jou iets beteken. Marlies, Spreuke 16 vers 17. Opregte mens vermy die kwaad op hulle lewensweg. Wie nougeset lewe, hou homself in die lewe. Baie geluk Marlies, en lewe jou lewe. Lewe dit nou geset. Lewe soos ek en jy gesels het. En jy sal uitkom waar die Here jou bring. Shirai, Psalm 37 vers 4. Vind jou vreugde in die Here, en hy sal op jou gee wat jou hart begeer. En daarop kan ek nie veel meer sê nie.
Baie geluk met vandag en mag dit altyd so in jou lewe wees. Lindy, Hebreërs 10 vers 22. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Dis wie jy is. Wees dit altyd. Baie geluk. Tanya, Matteus 5 vers 16. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel is verheerlik. Tanya, ek weet wat jy wil doen in die koninkryk. Maar ons word in Afrikaans geleer om nederig te wees. Nie nader is ons so nederig, ons is trots daarop. Nee. Doen wat jy doen. Laat jou lig skyn. En mag dit altyd vir jou so wees. Baie seën. Elizabeth, Matteus 5 vers 8. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Jy het 'n vraag gehad toe ons gesels het. Jy het 'n wens gehad, 'n droom, 'n ideaal, en jy sal hom sien. Baie geluk. Leef so. Carla, Matteus 11 vers 29. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Wat ook al voor lê, Carla, mag die rustigheid altyd in jou gemoed wees. Mag daar vir jou vrede wees. Die Here sal van jou maak die vrou wat hy wil hê jy moet wees. Baie geluk. En dan Keen, Psalm 37 vers 37. Maar let nou op die eerbare mens, kyk na die opregte, die regskape man, vir hom is daar 'n toekoms. Daar's 'n toekoms vir jou. 'n Mooi toekoms. Die Here se toekoms vir jou. Dis altyd 'n mooi toekoms. Gaan met selfvertroue en gaan met krag jou toekoms in. Baie geluk. Ek wil net vra dat die doopouers asseblief dan nou weer sal vorentoe kom en Isabella sal saambring asseblief. 'n Gemeente wat ons hier voor ons sien is, ek wil nie die woord ongelooflik gebruik nie. Ek glo nie aan die woord ongelooflik nie, maar dit is ongelooflik kosbaar. En is ongelooflik heilig. En ons sien iets hier van 'n lewensiektes wat voltooi is. En kom ons as gemeente gaan nou. En ons sê vir elkeen van hulle, die doopouers, die doopeling en elkeen van hierdie jong volwassenes wat reg is om hulle plek in die kerk van Christus vol te staan. En kom ons sing vir hulle 'n seënbede. En soos ons maak, het die vrymoedigheid om jou regterhand uit te strek, dat dit is soos ons vir hulle seën. Kom ons sing vir hulle hierdie seënbede. Ons aanvaar jou met die liefde van ons Heer. Daar is vrede waar sy liefde ons regeer. Mag dan al wat sien, dat jy die Here dien, ook begeer om van sy liefde meer te leer. Ons aanvaar jou met die liefde van ons Heer. Daar is vrede waar sy liefde ons regeer. Mag dan al wat sien, dat jy die Here dien, ook begeer om van sy liefde meer te leer. Julle kan almal julle sitplekke inneem, julle kan teruggaan moederskamer toe. En terwyl hierdie jong mense gaan sit, wil ek tog vra dat hulle ouers vir 'n oomblik sal opstaan asseblief. Julle mense wat nou staan, ek wil vir julle ook geluk sê. En ek wil vir julle dankie sê. En ek wil seën vir julle uit my hart uit bid.
Wat jy vandag gesien het is baie kosbaar. Jou kind het as 'n volwasse kom sê, jou doopbelofte was waar. Wat 'n kosbare voorreg. Vier dit. Leef dit. En bly dit vir jou kind. Mag daar vir julle elkeen ook groot seën wees. Julle kan sit. Ek wil dan vra dat Willie en Lisa asseblief saam met my sal vorentoe kom om saam brood te breek en om saam wyn te drink. Is seker die kosbaarste ding wat ons as Christenmense kan doen. Want dis die laaste ding wat die Here gedoen het saam met sy disippels. En so het hy 'n besondere eenheid met hulle gesmee. En ek gaan nou vir Willie en vir Lisa geleentheid gee om vir hierdie 7 mense, 7 jong mense, of is julle nou groot mense? Julle wil nie groot wees nie, jong mense. Okay. Nog brood te breek en nagmaal en wyn te gee. En die wete dat julle verlos is deur die gebreekte liggaam van Jesus Christus en die bloed van Jesus Christus. En dat jy vandag regtig voor hom staan as sy verloste mens. As jy dit vandag gebruik, mag dit vir jou so kosbaar wees. Mag jy dit altyd onthou. Mag jy dit altyd saam met jou dra. En die belangrikste is, mag jy dit altyd leef. Want nagmaal word geleef, nie geëet nie. Here, baie dankie. Vir jong mense wat kom en sê, maar brood en wyn is vir ons. Ons verstaan die liggaam van Christus, ons verstaan die bloed van Christus. Ons verstaan dat ons genade mense is wat vrygemaak is deur Christus Jesus, die Seun van God self. En as hulle dit vandag proe, mag daar vir hulle vreugde in hulle harte wees. Hoop vir die toekoms. In U verlossende naam. Amen. Gemeente, hierdie is so 'n kosbare groepie. Dit is my so mooi ook altyd gewees terwyl ek met hulle besig was. Of ons nou open of ons nou afsluit, voor ons bid, dan hou hulle almal altyd hande. Sommige so spontaan. Dit is baie kosbaar wat julle het. Gebruik nou julle nagmaal terwyl die gemeente vir julle bid. Vader God, soos hulle op hierdie oomblik proe, bid ons dat hulle ook sal verinnerlik. Dat die volheid van God, die Vader, Seun en Heilige Gees, so in hulle verinnerlik sal wees, dat hulle die manne en vroue sal word, wat U hulle geroep het om te wees. Mag U brood en U wyn hulle kos wees. Die boublokke van hulle lewe wees. En mag hulle leef as vrygekoopte, vrygespreekte, verantwoordelike manne en vroue van God. Amen.
Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen, 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 amen. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en al kinders en al kinders. Mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou. In die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde. Hy is vir jou, 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 hy is vir jou. Amen, 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 amen. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Dankie. Kom ons sluit af met die oorwinningslied. Terwyl ons nou so lekker is vanmôre, dan dit was nou 'n heerlike geleentheid. Baie dankie. Dis 'n voorreg om saam met julle die Here te kan dien. Kom ons sluit af. Die oorwinningslied. Woorde is Die Here is almagtig, hy is skepper, hy is Heer, hy is die koning wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy kom en ons te red, en eendag kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is koning, hy is die vyand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, hy is koning, hy regeer. Ons bring nou aan die loflied, hef ons hande op na bo, ons aanbid die, bring die ere, dank aan weet en sien die glo. Ons leef in die oorwinning van die woord waarin ons glo, die woord bly ewig staan.
Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met ons elkeen.